Kerkfamilie. Hulle sê môre kom nog goeiedag. Voordat ek die aanlyn gehoor verwelkom, wil ek eers vir julle vra, kan ons vir ons nuwe besoekers lekker hande klap gee? Ek wil sommer net van hierdie geleentheid gebruik maak om ons aanlyn gehoor te verwelkom. Baie welkom, mag julle die diens vanoggend saam met ons geniet en my gebed is regtig dat die Heilige Gees ook in en deur julle sal werk en 'n openbaring in julle harte sal wees van wat die Gees vanoggend deur sy woord met ons gaan deel. Is jy vanoggend opgewonde om hier te wees? Nou, ek dink jy ken my al lank genoeg om te weet wanneer ek hier is my opgewonde. Iets wat my baie opgewonde maak is om die woord van God te preek. Okay? En ek kry so 'n gevoel ek is weer besig om te beweeg vandag. Okay, so as ek dan naby aan hierdie kant kom, hallo kerk. Ek was nie as die vliegtuig inkom. En as ek hierdie kant kom, en maar ek vir my vrou hier kyk, as sy vir my so maak, dan weet ek, hier raas. Ek het opgewonde in my hart om met jou die skrif vanoggend te deel, en as 'n fondasie gaan ek vinnig net aanraak en herhaal wat ons laas Sondag aangeraak het, vir die wie dit nie was nie. Kan ons dit doen? Die woord sê, blessed are those who meditate upon the word of God. So wanneer ons die woord van God herhaal, is nie omdat ons nie iets anders voorberei het nie. Is sodat die woord in ons harte kan waar word. Sodat dit kan deel word van wie ons is. En ons is besig met hart van die huis, en ek vertrou in my hart dat jy stil geword by die Here, dat jy verstaan dat God ons geroep het, en dat ons lewens 'n lens is vir 'n volgende generasie, en dat ons lewens so moet wees dat die beeld van God gesien kan word deur die volgende generasie. En ons het laas naweek gepraat oor, is jou hart vir die huis? Is jou hart vir die huis? God se hart vir die huis, vir sy kerk en sy gesin, dat dit 'n plek sal wees van lewe, van identiteit en van voortplanting. En ons kyk na Genesis 1:26 en gaan vinnig daaraan raak, dit sê, en toe het God gesê, kom ons maak die mens as ons verteenwoordiger, as ons beeld, sodat hy kan heers oor die aarde. Kom ons maak die mens, nie God nie, ons, Jesus, God, Heilige Gees. God drie-enig het die mens geskep. En voor God 'n nasie geskep het, voor God 'n altaar geskep het God 'n familie geskep. En God gesê, ek wil hierdie familie hê, en hierdie familie moet 'n beeld wees in my gelykenis, sodat hulle kan heers oor die aarde, en sodat die volgende generasie deur die lens van wie ek is, kan sien dat ek 'n God is wat voorsien, dat ek 'n God is wat vertrou is. Praat ek te vinnig? En dan gaan dit verder en dit sê, wees vrugbaar, word baie, bewoon die aarde en bewerk het, en heers oor die vis in die see, oor die voëls in die lug, en oor al die diere op die aarde, en ook die diere wat op die aarde kruip. Sien, God het gesê, wees vrugbaar. Hulle kerk, ons het laas naweek gesê dat God my en jou geskep het om te vervaardig. God het gesê, wees vrugbaar. En vrug is die nakomeling van saad. God het nie gesê, wees vol saad nie. God sê, wees vrugbaar. Met ander woorde, wees in daai formaat, in die nakomeling van dit, in die volle prentjie van dit wat ek vir jou het, sodat jy kan heers oor hierdie aarde. En ons gesê, vrugbaar beteken net om kinders te kry nie. Die Hebreëse woord wat die Bybel gebruik is die woord parash, wat beteken om te vergroot. Maar God het gesê, vat wat in jou hand is, want dis genoeg, sit dit by my voete, en gaan heers oor die aarde. Gaan skep, ek het jou gemaak om te skep. En ons het gesê dat ons het op 'n plek gekom waar ons as Christene, as 'n kerk, ons vermoë en ons verantwoordelikheid om te produseer voor God gedelegeer het. In hierdie land het ons een van die beste diamantsnyrye gehad, en op hierdie huidige stadium voer ons diamante uit Kappenheim toe en koop dit terug teen 10 keer die prys. Hoekom? Want ons het ons vermoë om voor God te delegeer, te produseer gedelegeer. God het ons gemaak om te skep. Maar jy moet vanoggend in jou hart vas weet, ons is nie verbruikers nie. Ons het gesê, verbruikerswese is 'n strategie van die duiwel. Consumerism is a strategy of the devil. Hy sal jou kry om soveel goed te consume, om te verbruik soos wat jy kan. Nou ek sê nie, jy mag nie rugby kyk nie, dis nie wat ek sê nie. Dit gaan oor 'n perspektief en 'n mentaliteit en wie God in ons gemaak het. Ons is gemaak om te skep. Ons skep deur ons gedagtes, ons skep deur ons woorde. Die woord sê, do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind. Hulle kerk, hoe ons dink skep, wat ons sê skep, lewe en dood lê in die mag van die tong. En die vraag was, skep ons in dit wat ons sê? Sê ons, Here, ek het 'n probleem met hierdie regering, ek het 'n probleem met my hospitaal, ek het 'n probleem met die skole, of kom ons op ons knie en ons skep en ons sê, Here, dankie dat U Godvreesende mans en vrouens in beheer plaas, in ons regering, in ons hospitale, in ons skole, sodat die volgende generasie deur die lense van wie ons is as 'n kerkfamilie kan sien, dat God in beheer is. Ons skep. En ons het verder gaan en gesê, God het sy belofte aan Abraham en aan sy nakomelinge gegee, en daar staan nie aan nakomelinge nie, meer as een nie.
maar aan die nakomeling, en net hierdie nakomeling, en sy naam is Christus. Dit sê Christus was die saad van Abraham. Die nasies wat gekom het, die saad was Christus. En hier is ons verantwoordelikheid, is om te bid, Here, dankie vir die saad wat Christus in ons is, en ons gebed vanoggend as 'n kerkfamilie is dat U daai saad sal vat wat Christus is, en dit sal vermenigvuldig, sodat ons kan skep. Want die wêreld wag vir openbaring van Hallo Kerk, en die seuns en dogters in Hallo Kerk, om vrede en geregtigheid in die wêreld voor te stel, om 'n lens te word vir 'n wêreld wat sien. God het ons gemaak om te skep. Ons vraag was, wat jy leef, word jou kinders se lense van God. En miskien het jy nie kinders nie, wat jy leef word die lens vir die volgende generasie. En dan gaan afsluit vir ons in vanoggend se woord ingaan, maar dit sê, the prison prospered on Joseph's account. My vraag is mense by jou werk en jou familie besig met die voorspoed van die Here te beleef op jou rekening? Oor hoe jy praat, oor hoe jy doen. Want die probleem is dit, geloof sonder aksie is dood. Teologie wat net doktrine bly is dood. Is wanneer geloof oorgaan in aksie, is wanneer ons verstaan dat wat ons glo 'n werklikheid word, wanneer dit goed gebeur. Want die woord sê in woord en in daad. Wie weet dat jou kinders nie doen wat jy vir hulle sê nie? Ek weet nie of dit anders word as hulle ouer word nie. Hulle doen wat jy doen. Hulle doen wat jy doen, want jou lense, jou lewe word 'n lens vir wie hulle sien en wat hulle doen. Ons lewens is 'n lens. En vanoggend wil ek aansluit, is jou hart vir die huis of by die huis? Is jou hart vir die huis of is hy by die huis? Sy hart van die huis gaan nie net oor die gebou nie, maar dit gaan oor die mense. Oor 'n hart wat klop vir God se huis. Dis moontlik om teenwoordig te wees in die huis van God, maar nie vas te wees in die hart van God nie. Dis moontlik om teenwoordig te wees in die huis van God, maar nie vas te wees in die hart van God nie. Jy kan in die huis wees sonder om deel te wees van die huis. Jou hart sal bepaal of jy vas is aan God se hart. Die kondisie van jou hart. Dit sê bewaar jou hart, want uit dit vloei lewe. Ek weet nie van julle nie, maar ek hoef nie vir my vrou te sê as my hart vrot is nie. Sy kan dit hoor. Sy kan dit sien. In wat ek doen en hoe ek praat. En ek wil jou vanoggend aanmoedig om jou hart gesond te hou teenoor jou gesin. Om jou hart gesond te hou teenoor jou kerk. Om jou hart gesond te hou teenoor jou naaste. Sodat jou lewe 'n lens kan word van 'n God wat ons liefhet. En dis wat die woord sê in Matteus 6 vers 21, dit sê waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees. Daar waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees. En die van julle wat nie hierdie skrif verstaan nie, jy kan net vir die manne, vir die vrouens vra wat se manne golf speel. Daar waar jou skat is, daar sal jou hart wees. My vraag is ons hart by die huis? Of is ons hart vir die huis? Want as jou hart by die huis is, dan gaan jy net kerk toe kom. As jou hart vir die huis is, gaan jy bou aan dit wat God in jou geplaas het. Maar jou hart net by die huis is, dan kom jy net, dan word jy 'n besoeker. Maar jou hart vir die huis is, dan bou jy saam en deel saam aan die plan en die prentjie wat God het vir hierdie familie. As my hart net by my huis is, dan bou ek nie, maar as my hart deel is van die huis, dan bou ek. My vraag aan jou vanoggend is jy besig om saam te bou aan wat God aan ons toe vertrou het? Is jy 'n toeskouer? Of is jy in die ring van geloof? Besig om te sê, ek weet, U het my gekies vir 'n seisoen en 'n tyd soos hierdie. En dis my hartsbegeerte om te bou aan wat U in my hande geplaas het. Want dis ding, God bou sy kerk. God bou sy kerk. En Hosea sê die woord, my people perish because of a lack of knowledge. My volk gaan ten gronde as gevolg van 'n gebrek aan kennis. En ek wil vanoggend daai skrif net weer in jou hart vasmaak voor ons in Maleagi ingaan en gaan kyk na hoekom ons geen wat die woord rondom dit sê. Dit sê my volk gaan ten gronde as gevolg van 'n gebrek aan kennis omdat hulle die kennis verwerp het.
En omdat hulle die kinders verwerp het, gaan ek hulle as priesters voor my verwerp en dan gaan hulle kinders vergeet. 'n Priester was iemand wat God verteenwoordig het. Hallo kerk, ons het 'n verantwoordelikheid om God te verteenwoordig. Ons lewens, wat ons sê, is 'n verteenwoordiging van wie hy is. Dis hoekom ons geskaap is in sy beeld en in sy gelykenis. En dit sê, ons gaan ten gronde as gevolg van 'n gebrek aan kennis, omdat ons die kennis verwerp het. Met ander woorde, ek en jy kan nie iets verwerp wat nie in ons beskikbaar is nie. Ansal kan hierdie nie verwerp tot dit nou beskikbaar is nie. Wanneer ek dit vir hom gee en sy kies om dit nie te vat nie, het sy dit verwerp. En wanneer die woord sê ons het dit verwerp, beteken dit die kennis van God was altyd vir ons beskikbaar. Het jy geweet die dag toe jy gebore was daar reeds 'n Bybel? Bybels het bestaan voor ek en jy gebore was, hallo kerk. Die Heilige Gees was op hierdie aarde, in mense, voor ek en jy gebore was. Dit wat ons nodig gehad het om daai lewe te lewe, om God te verteenwoordig, was altyd vir ons beskikbaar. En ons het gekies om dit te verwerp. En God sê, wanneer jy dit verwerp, dan kan jy nie my beeld wees nie. Dan kan jy nie 'n priester voor my wees. Met ander woorde, jy kan nie vir die wêreld gaan wys hoe ek lyk, wanneer jy nie beweeg in die wysheid van my woord nie. Jy kan nie vir die wêreld wys hoe ek lyk, wanneer jy nie gevul is met my Heilige Gees nie. En dan sê dit nou, gaan jou kinders ook vergeet wat beteken dis generasies. Iemand het eendag vir my gesê, jou kinders weet nie. Weet jy wat weet hulle nie? Hulle weet nie wat jy nie weet nie. Ons het hierdie gesegde van ek moet my kinders leer. Dit wat jy nie weet nie, word jou kinders se erfpos nie. Dis wat ons nie in ons harte vasgemaak het nie, want dis waar ons nie tyd spandeer het nie, waar ons nie oorwin het nie, wat ons kinders se porsie word. Genesis 1 tot Openbaring 22 is waar. Weet julle dit? Kan julle my tande sien vandag? My vrou sê sy het baie min my tande gesien laas Sondag. Dankie. David sê, I was glad when they said, let's go to the house of the Lord. En wanneer ons 'n familie is en wanneer ons in 'n sitkamer sit, dan kan ons partykeer 'n bietjie ons hart deel vir wat dit is. En ek is my hart oortuig dat laasweek se woord jou bemoedig het en gestig het vir wat kom vandag. Ons het 'n verantwoordelikheid om mekaar in die oë te kyk en te sê, hulle kerk, ons kan nie kies wat vir ons werk in die Bybel nie. God se woord is waar, Genesis 1 tot Openbaring 22, ons kan nie kies waarvan ons hou en waarvan ons nie hou nie. Wanneer ons 'n argument met iemand het, en hy het groot geword en sy pa het vir hom gesê, daai lig is oranje en jou pa het vir jou gesê, daai lig is groen, gaan jy altyd sê dis groen en hy gaan altyd sê dis oranje, niemand gaan dit verander nie. Tot ons nie verstaan en kies om te kyk na die hele woord van God en wat dit sê nie, gaan ons nie eenheid wees nie. En die woord sê dat of 'n eenheid is, beveel God sy seën. My hart vanoggend vir jou is om Openbaring ook te breek uit die woord oor hoekom ons gee, oor hoekom ons 'n liefdesoffer opneem, oor hoekom ons doen wat ons doen. En as ek sê gee, praat ek nie net van geld nie, praat van tyd, gawes. Ons gee, daar's 'n rede hoekom ons doen wat ons doen. En hier's wat Maleagi 3 vers 10 sê, dit sê, bring die volle 10de na die voorraadkamer toe, sodat daar iets te eet is in my huis. En toets my hierin, sê die Here die Almagtige. Toets my, of ek nie die vensters van die hemel sal oopmaak, en vir julle reën sal uitgiet, meer as wat julle kan gebruik nie. En ek sal die sprinkaan keer, dat hulle nie die oes op julle land vernietig nie, en dat julle wingerd nie sonder vrugte is nie, sê die Here die Almagtige. En dan sal al die nasies julle as gelukkige mense beskou. Julle sal in 'n begeerlike land woon, sê die Here die Almagtige. Dit sê, bring die volle 10de na die voorraadkamer toe. Ons gee uit 'n plek van lofprysing, en ons gee ook uit 'n plek van aanbidding, wat erken dat alles wat ons het reeds aan God behoort. Nou wil jy met mooi kyk wat die woord sê, dit sê bring, dit sê nie gee nie. Dit sê bring, daar's 'n verskil. We don't give a tithe, we return a tithe. God vra nie vir ons om te gee nie, God vra vir ons om terug te bring wat reeds aan hom behoort. Daar's 'n verskil. Wanneer ek hierdie telefoon van Ansel gee, kan ek maar afklim? Wanneer ek hierdie telefoon van Ansel gee, aan wie behoort die telefoon, aan my of aan haar? Wie is die wettige eienaar van daai telefoon? Kom hallo kerk. Ek is die wettige eienaar van daai telefoon. Wat is haar verantwoordelikheid terwyl dit in haar hande is? Om na dit te kyk, sodat sy dit weer vir my kan teruggee.
Nou wanneer ons kyk na finansies in die woord van God, dan is dit die beginsel. Alles wat ons het behoort reeds aan God. En wanneer God vir ons iets gee, is ons verantwoordelikheid om renmeesters te wees van wat God in ons hande geplaas het. En dan sê God, maar ek wil hê jy moet 1/10 van dit vir my teruggee. God kon gesê het 100, weet jy. Ek is so dankbaar vir Maleagi 3 wat sê 10. So dan kan ons gehoorsaam wees. En ek dink as dit gesê het, die helfte. Maar is 'n geestelike beginsel wat ek volgens in jou hart wil vasmaak. Dit wys dat God eerste is en dat ons hom as 'n kerk eer as die bron van alles. Die woord sê God is Jehova Jireh. En ek erg, daar's niks wat ons kan doen sonder God se voorsiening nie. Daar's niks wat ons kan doen sonder die teenwoordigheid van die Heilige Gees in ons lewens nie. En ek weet ons het in 'n kultuur groot geword en ek gaan dit sê volgens wat dit is want ek het ook in 'n huis groot geword. Ons Afrikaner mense is moeilik wanneer dit kom by ons geld. Dit is so. Jy kan alles van my vat, maar net nie my geld vat nie. En my vrou en my geweer. En ons is gekondisioneer om vir onsself te voorsien. Om te sê, maar jy moet werk en ons moet werk. Want die woord sê, dit is sweet van jou aangesig. Maar hier is wat gebeur met ons. Wanneer dit met ons swaar gaan, dan gaan ons nie na die Here toe nie. Ons gaan vind 'n oplossing want ons is so groot gemaak. Hoe kan ek 'n nuwe ding doen? Hoe kan ek 'n nuwe kliënt kry? Hoe kan ek langer ure werk? Hoe kan ek om te voorsien? En ek wil vir jy moet vandag hierdie prentjie omdraai. Dit sê moeitevolle arbeid sal niks toevoeg nie. Die seën van die Here maak ryk. In God en wie God is voorsiening. Dit het nie verander nie. God was nie Jehova Jireh nie. Hy is dit vandag nog oor ons lewens. Dis die rede hoekom ek en jy asemhaal. Dis die rede hoekom ons vandag hier kan wees en kan asemhaal, is omdat God 'n God is wat voorsien. En wat God se woord waar is in ons lewens. Sien, God sien nie net wat ons gee nie, hy bewaar ook wat ons oorhou. God sien nie net wat ons gee nie, hy bewaar ook wat ons oorhou. Hy sê bring die volle 10de in die stoorhuis in. Sodat ek die vensters kan oopmaak, sodat ek oor jou kan uitgiet wat jy nie kan hou nie. Sodat daar oorvloed in jou lewe kan wees. En dan sê dit, and I will rebuke the devourer. En dan word God sê, ek sal kyk. Wanneer jy op 'n plek kom in jou lewe waar jy sê, Here, ek verstaan dat alles wat ek het aan U behoort, en my hart is om gehoorsaam te wees, dan sien die Here nie wat ons doen nie. Hy bewaar dit wat ons oor het. Die Heilige Gees lei ons om te bestuur met wysheid, om renmeesters te wees, om verantwoordbaar te wees teenoor God. Dat hou die huis sterk en maak seker dat daar kos is in die huis. Wie van julle koop kruideniersware? Ek nie bedoel wie in die huis nie. Hoekom koop ons kruideniersware? Sodat ons kan eet. Jy moet nie vanoggend so stil op my wees nie. Ek wil die openbaring in jou hart vasmaak, want vir my en Hans al openbaring geword het 10 jaar terug en het ons lewe verander. Ons koop kruideniersware sodat ons kan eet, sodat ons kan kos maak, sodat ons op 'n tafel kan sit en kan brood breek. Hallo kerk, ons kerk is veronderstel om 'n spens te wees vir die wêreld. Dit sê bring die vol 10 in die stoorhuis in sodat daar kan kos wees. En dis iets wat nou by my hart is, want partykeer breek my hart wanneer ek kyk na kerke. Wanneer ek kyk na wat gebeur met goed in kerke. Ons verantwoordelikheid is om 'n spens te wees vir die wêreld. Om vir hulle kos te gee, geestelik, emosioneel, fisies. Dis hoekom ons 'n stoorhuis het. Dis hoekom ons deel is van die Liaro Kerk familie. Hier is wat Hebreërs 7 vers 8 tot 9 sê, en ek het dit nie op die skerm gesit nie, dit sê, hier neem sterflike mense tiendes, maar daar neem hy dit van wie getuig word dat hy lewe. In die Ou Testament sê Maleagi, bring die vol 10de na die stoorhuis toe sodat daar kan kos wees. En in Hebreërs dan sê dit, hier neem sterflike mense tiendes, maar daar neem hy dit van wie getuig word dat hy lewe.
Wie is daai hy? Jesus. Die engel sê, even though it is received by mortal men, it is given unto him who remains forever. 'n Tiende het niks met die fisiese wêreld uit te waai nie. Dis 'n geestelike transaksie wat plaasvind. Weet jy hoekom? Want wanneer ek dit moet bestuur, gaan ek jou teleurstel. Wanneer jou buurman het moet bestuur, gaan hy jou teleurstel. Wanneer iemand anders oor jou tiende moet kyk, gaan hy jou teleurstel. Jesus sê, wanneer jy dit gee, word dit geneem hierso. Maar ek ontvang het. Met ander woorde, geestelik is iets besig om plaas te vind. Ek en jy herken dat Jesus self die saad van aanbidding ontvang. Dis asof ons dit direk aan hom gee. Dit beteken dat elke tiende en offergawe dra ewige lewe. Weet jy dat elke saad wat in die grond ingaan ewige lewe dra? Ek deel met jou geheim volgend. Wanneer jy die voltiende terugbring na die stoorhuis toe, en dit sê al word dit hier deur mense ontvang, ons verklaar deur te gee dat Jesus lewe. Wanneer ons sê dat die woord sê, van wie getuig word dat hy lewe, verklaar ons elke keer wanneer ons gee, dat ons weet dat Jesus opgestaan het uit die dood uit. Dat hy aan die regterhand van die Vader sit. En dat ons dit doen nie vir mense nie, vir wie hy is en vir wat hy gedoen het. Ons verklaar in die geesteswêreld dat daar lewe is. Deuteronomium 14 vers 22 tot 23 sê die volgende: jy moet elke jaar 'n tiende van die opbrengs van jou gesaaides, van wat op jou land groei, op sy sit. Jy moet dit in teenwoordigheid van die Here jou God eet. Hoor mooi, waar moet jy dit eet? In die teenwoordigheid van die Here. In die teenwoordigheid van die Here, jou God eet op die plek wat hy sal kies om sy naam daar te laat woon. Jy moet die tiende op sy sit van jou koring, jou wyn en jou olie. En dan ook nog die eerstelinge van jou grootvee en jou kleinvee, sodat jy kan leer om die Here jou God altyd te eer. Jy sê, vat 'n tiende, sodat dit kan doen my teenwoordigheid, sodat jy kan leer om my te eer. So wat doen dit wanneer ons 'n tiende gee? Die eer die Here. Die eer die Here vir wie hy is in ons lewens. Ek het gesê, jou roeping, jou werk is nie jou roeping nie. Jou roeping is. Jou baas is nie iemand vir jou voorsien nie. God is. En ons het hierdie mentaliteit geskep van ons werk word ons roeping en ek moet mense begin please en as ek net 'n ekstra uur kan insit en as ek vanoggend 3 uur kan ingaan, dan kan ek beter wees as jy ou langs my en dan kan my baas môre dalk na my toe kom en vir my 'n verhoging gee en miskien kan hy en ons lewe in hierdie rad van mense. Dit sê die vrees van die Here is die begin van alle wysheid. Hallo kerk, wanneer ons mense, kan ek dit sê soos die Engelse dit sê, please, dan vrees ons nie die Here nie. En ek sê dit vanoggend met oortuiging in my hart, want dit was Eckhart vir baie lank. Vrees van die Here is die begin van alle wysheid in ons lewe. Wanneer jy verstaan dat die wêreld waarop ons loop in sy hand is, dat hy die voorsiener is van alles wat ons het en wat ons doen, dan verander ons perspektief. So ek sal deel van die huis en ek sal saamdra in die hart. Ons 10 Hallo Kerk word die fundament van die huis, dit dra alles wat bo op dit staan. Ek wil net my beginsel vandag in jou hart vasmaak. Ons gee nie vir mense nie. Ons gee met die woord ons leer om te gee. En wanneer 'n tiende teruggaan, nie gegee word nie, teruggegee word. En ons eer die Here in dit en geestelik verklaar ons dat Jesus lewe, dat hy dit ontvang. Dan word dit die fundament van waarop die 90 staan. Ek sit met soveel besigheidsmense wat deur moeilikheid gaan by hulle werke, finansiëel. En die eerste wat ek vir hulle vra is, bring vir my jou begroting. Ek het dis my begroting. Sê ek, jy betaal nie 10de nie, so kan jy nie help nie. Ek kan jou nie help nie, maar ons niks wysheid wat ek het, wat jou kan help, om bo oor die woord van God te gaan nie.
Ek weet jy nie van wat ek nou sê nie. Maar dis die waarheid. Want God se woord is waar en God se woord kan nie ledig na hom toe terugkeer nie. Ek sit met jong mense en sê, luister, mooi wat ek sê. Voor jy uit jou ma se huis uittrek, in daai woonstel, en wat jy so graag in wil bly om aanvanklik te wees, doen 'n begroting en betaal 'n tiende. Moenie uit jou ma se huis uittrek voor jy nie 'n tiende kan betaal nie. Dankie. My kinders sal nie uit my huis uittrek, hallo kerk, voor ek nie 'n begroting goedgekeur het wat 'n tiende in het nie. Want ek verstaan wat die geestelike beginsel van dit is. Ek kan onsself nie gegee nie. Weet jy hoekom nie? Want ek gedink ek kan beter doen met daai geld as mense in die kerk. En ek het op die harde manier geleer. En ons het 10 jaar terug 'n besluit geneem. En nog nie 'n tiende gemis in 10 jaar nie. En ek sal nie. Want ek verstaan wat dit in my lewe gedoen het, en ek verstaan wat die woord van God sê. My begroting, se 4 lyntjies eerste, is 100 skrifte, gebald. Die eerste ding wat ons doen. Die eerste ding wat ons doen wanneer ons salaris trek, wanneer ons geld wat hoe ook al maak nie saak nie, is ons sit by die Here se voet en ons gee tiende. En ons sê, Here, ons wy alles wat ons het aan U toe. Dankie dat U die bron van ons voorsiening is. Nie mense se opinies nie, nie inflasie nie, nie die ekonomie nie, nie wat president, wie ook al sê, wat in ander lande bly, en hoe Rusland daaroor voel nie, nee. U voorsien. En wanneer jy dit doen, dan vat die Here daai 90, en hy verdubbel dit, en hy vertrippel dit, weet jy hoekom? Want hy het gesê, wees vrugbaar. Hy het vir ons instruksies gegee om te sê, gaan skep, vat wat in jou hande is, en gaan werk met dit. My vraag hier is, wat is die oortuiging in jou hart? Hallo kerk, wanneer dit kom met die woord van God. Wat is die oortuiging in jou hart, wanneer dit kom met die woord van God? Is daar oortuiging in jou hart, wanneer dit kom met die woord van God? Glo jy, dat die kerk die hoogste gesag op aarde is onder leiding van die Heilige Gees? Glo jy dat God se woord waar is? Want geloof sonder aksie is dood. En ons moes ons harte konfronteer. En ek moes sit. My gebed is dit vanoggend. Die woord sê, there is no more condemnation for those who are in Christ Jesus. Die Bybel bring nie 'n skuldgevoel nie. Die Bybel bring die waarheid. Die Bybel bring oortuiging in ons harte van wat God sê is waar. 2 Korintiërs 9 vers 6 sê, dink aan, wie karig saai sal karig oes, en wie volop saai sal volop oes, en elkeen moet gee soos hy hom in sy hart voorgeneem het, nie net teensins of uit dwang nie, want God het 'n blymoedige gewer lief. En God is by magte aan almal om julle alles in oorvloed te skenk, sodat julle in alle opsigte altyd van alles genoeg kan hê en volop kan bydra vir elke goeie werk. Dit sê nie jy diende nie. Dit sê saad. Maar die woord van God is al verskillende goed, daar's 'n tiende en daar's 'n offergawe. Weet julle? En daar's 'n almoes. Jy het al gehoor van 'n almoes? Jy het al gehoor van 'n eerste vrug? Die woord gee vir ons verskillende instruksies. En wat dit hiervan praat is 'n offergawe. En dis waar ons eintlik vanoggend praat, 'n liefdesoffer. Okay, en ek gaan vinnig wees. Maar ek moes eers van daar in jou hart vasmaak. Nie vir vandag nie. Vir generasies wat kom. Sodat jy dit in jou kinders hart kan vasmaak. En hulle kinders hart. Sê wanneer ons 'n offergawe gee, is God by magte om aan alles in oorvloed aan ons te skenk. 'n Offer is nie 'n plig nie. Hallo kerk. 'n Offer is nie 'n plig nie. Dis wat die woord sê. Snek van hulle gaan so. Dis die reaksie op ontmoeting met die Here.
2 Samuel 24 sien ons 'n gedeelte van Dawid en dit sê, en hierop het die koning vir Arauna gesê, nee, ek koop dit beslis van jou teen die volle prys, ek bring nie aan die Here my God offerhandes wat my niks kos nie. Dawid het toe die dorsvloer en die beeste vir so wat 600 gram silwer gekoop. En wat in hierdie oomblik hier gebeur het, is Dawid het die dorsvloer gekoop, sodat hy 'n altaar vir God kon bou daar. Hy het gekies om dit te koop, want Dawid het 'n fout gemaak. Dawid was ongehoorsaam, en toe is daar pla. En toe moes Dawid regstel wat hy verkeerd gedoen het. En toe besef hy, vir hom 'n altaar daar te bou, het hy die grond nodig, maar die grond gaan hom 'n prys koop. En toe kies hy om dit te koop. En ek dit gaan ons 'n prys kos. So het laas Sondag gesê, dit gaan ons 'n prys kos om altaars te bou vir 'n generasie wat kom. 'n plek van ontmoeting, 'n plek van aanbidding. Dawid het dit gekoop, hy het daar 'n altaar gebou, dis vir die woord sê, en toe het Dawid vir die Here daar 'n altaar gebou en brandoffers en dankoffers gebring, en die Here die rand verhoor en die plaag oor Israel het opgehou. Daar waar ons lewens 'n lense word, of 'n lens word vir die volgende generasie, daar is God se voorsiening. Kan ek dit weer sê? Daar waar my en jou lewe 'n lens word vir die volgende generasie, wat God se beeld en God se gelykenis wys vir die wêreld, daar is God se voorsiening. Maar ek wil afsluit. Psalm 78 sê dit, vers 3, want ons het gehoor, wat ons gehoor het, en wat ons weet, wat ons vaders ons vertel het, sal ons vir ons kinders nie verswyg nie. Ons sal aan die volgende geslag vertel van die roemryke dade van die Here en van sy mag, van die wonderdade wat hy gedoen het. Hy het aan Jakob se voorskrifte gegee en Israel se onderwysing. Hy het ons voorvaders beveel om dit aan hulle kinders bekend te maak, sodat die volgende geslag dit kan weet, en dat die kinders wat nog nie gebore sal word, dit weer aan hulle kinders kan vertel. 'n kerk sonder 'n volgende generasie. Hallo kerk is 'n huis sonder erfgename. 'n kerk sonder 'n volgende generasie is 'n huis sonder erfgename. My gebed is dat hulle kerk sal bly voortleef lank na ons in die hemel is. Dat ons kinders sal kom getuig van wat aan die Christa en oom Johan en Reon, Tannie Amanda en van Staden en oom Andries en Antoni gedoen het in 2025. Maar dit gaan ons iets kos, hulle kerk. En dis gehoorsaamheid in die woord van God. Gaan kos om ons harte sag te maak. Sê Here, ons weet ons kan nie, maar U kan. En ons hartsbegeerte is 'n kerkfamilie is om niks anders te wees as 'n instrument in die liggaam van Jesus Christus wat die beeld en die gelykenis van God vir die wêreld wys nie. Kerk sonder 'n volgende generasie is 'n huis sonder erfgename. Gaan afsluit in Handelinge 10 vers 4. Sê Cornelius het hom verskrik aangekyk gevra, wie is dit meneer? En die engel sê toe vir hom, God het gelet op jou gebede en op wat jy vir die armes gedoen het. En hy het aan jou gedink. Hulle kerk, ons liefdesoffer word herinnering voor God. Dis 'n saad vir 'n generasie wat later die vrug daarvan gaan dra. Is ons bereid om so te bou dat die volgende generasie die vrug van ons saad kan sien? Is ons bereid om soos Dawid te wees? Te sê, Here, ons weet ons hande is vol bloed, maar ons gaan alles in ons vermoë doen om dit bymekaar te sit sodat die generasie die tempel kan bou, sodat die teenwoordigheid van die Here kan beweeg. My seentjie het 'n liefde om Lego karre te bou. En hy verstaan nie die blokkies hoeveel daar is nie. Hy koop
hierdie karre, jy moet omtrent 'n meganiese ingenieur wees om die kar te kan bou. En dan weet jy wie eindig op om die kar te bou? Nie papa het 'n min geduld. Mamma. Dan sit mamma vir 5 en 6 ure lank om te bou. Weet jy, gebruik die kar wanneer hy klaar gebou is. Nie mamma nie. Ruben. En dis presies wat ons doen aan die kerk. Ons sit karre, kerke, en besighede, en sopkombuise, en goed aan mekaar, sodat die volgende generasie die vrug van dit kan sien. En ons niks so lekker, al klaar sy 55 keer deur die 6 ure, is daarvan niks so lekker, soos wanneer my seentjie daai karretjie vat en ons 'n glimlag op sy gesig nie. Hallo kerk, wanneer ons eendag terugkyk na hierdie aarde toe, dan gaan daar 'n glimlag op jou gesig wees, wanneer die volgende generasie die vrug van jou saad eet. My gebed is dat ons huis sal wees met hart. Huis sal wees wat bou in die hart van God. Dat ons nie net besoekers sal wees in die koninkryk nie, maar dat ons sal bou vir die volgende generasie. As God en sy Heilige Gees sal toelaat, sodat sy hart weer in ons lewens kan klop, sodat daai lense sal duidelik wees. Ek gaan vir ons afsluit, en ek wil 'n gebed oor jou bid, en ek wil vra dat jy niks anders sal wees, as net gehoorsaam nie. Jou hart, jou gehoorsaamheid. En as die Heilige Gees met jou gepraat het, in die laaste maand, soos wat hy met my en my vrou gepraat het, dan wil ek jou vra om gehoorsaam te wees. God seën nie die bedrag nie, hallo kerk. God seën die gehoorsaamheid. En wanneer ons 'n liefdesoffer opneem, dan doen ons dit vir die volgende generasie. So jy kan jou oë toemaak. Dankie Heilige Gees, dat die tasbaar hier teenwoordig is vandag. Here, ek dank U vir die voorreg wat ons het om te kan harte deel as 'n familie. Here, ons dank U vir U woord wat lewendig is in ons lewens. Ons dank U vir die Heilige Gees wat ons lei. En Here, dank U vir die voorreg wat ons het om nie net vandag geld te bring nie. Ons kies vandag om ook ons harte te bring as 'n kerkfamilie. Here, dankie dat U hierdie huis gaan gebruik om generasies te verander. Here, dankie dat generasies gaan deel in die saad wat ons in die grond sit, dat hulle gaan deel in daai vrug. Here, dankie dat U alle eer sal kry. Here, ek bid dat elke hart ontvanklik sal wees vir die woord van God. Wat ons volgende uit die woord uit geleer het, dat dit sal deel word van ons lewens, Here. Dat dit sal deel word van wie ons is. Here, mag elke saad wat vandag gesaai word, lewe dra, mag dit visie dra, mag dit geloof dra vir 'n volgende generasie. Here, dankie dat U ons gekies het as Hallo Kerkfamilie, om altare te bou. Een wat sê ons weet, en verklaar dat ons God getrou is. Ons dank U vanoggend vir U getrouheid, vir U liefde en vir U goedertierenheid tot 1000 generasies. Terwyl jou oë toe is, gaan ek vra as jy vanoggend hier is vir die eerste keer en jy het nog nooit jou hart vir Jesus gegee nie. As jy nog nooit die geleentheid gehad het om te sê, Here, ek wil U kies as my verlosser, my saligmaker nie. Met elke oog toe, elke hoof gebuig, wil ek jou vra om met my vinnig jou hand op te steek en te sak. Jy kan vinnig net jou hand opsteek en sak. Dankie Jesus.
verklaar dat God Gees is, dat God liefde is, dat dit sy begeerte is met jou 'n verhouding te hê. En mag dit openbaring word in jou hart vanoggend, dat hy jou gekies het, dat hy 'n droom oor jou lewe het. Ek gaan vra dat ons as 'n kerkfamilie saam met hulle bid vanoggend, en jy kan agter my aanbid. Jesus, ek glo dat jy die Seun van God is, dat jy gesterf het aan 'n kruis vir my sondes, en dat jy opgestaan het uit die dood uit. Ek verklaar vandag dat ek weet dat ek 'n verlosser en 'n saligmaker nodig het. En ek nooi U vandag in my lewe in. Heilige Gees, ek bid dat U sal vaardig word oor my lewe. Ek bid dit in die naam van Jesus. En almal sê, Amen. As jy jou hand opgesteek het, wil ek jou verwys na 'n skakel agter my. Ek kies Jesus vir 2 redes. 1, ek wil graag vir jou bid op jou naam. En 2, ons wil jou help met die volgende stap. En as jy vandag vir die eerste keer by ons kuier, wil ek jou herinner, ons 7 minute kuier direk na die diens. Dan gaan jou geleentheid gee om offergawe te gee as deel van 'n laaste lied van aanbidding, of by die huis, of waar ook al jy gemaklik is. Maar ek wil wel vir jou vra, dat jy dit sal noem hart, of huis, of generasie,